vanmôre te kan sing, halleluja, loof die Here. Dankie dat ons vanmôre eer aan die naam kan bring. Dankie dat ons U vanmôre kan aanbid, met ons hele hart en siel, ons wese en verstand, voor U kan neerbuig, en sê, Here, ons het U lief, want U het ons eerste lief gehad. Seën nou U woord wat ons gaan lees, die woord wat sal uitgaan, dit tot ons harte spreek, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons neem ons sitplekke, dankie, wat jy saam gesing het, lof van God gebring het. Ons wil almal groet vanmôre wat deel van ons uitsending is, en elkeen wat vanmôre hier is, om saam met ons net die Here se naam groot te maak. Ag, dit is so lekker om julle almal vanmôre te kan sien, en met julle te kan praat, en om vanmôre die woord van die Here aan julle te breek, en saam met julle te breek. Maak jou Bybel oop vanmôre, as jy hom saamgebring het, in Lukas 23, vers 39 tot 43. Lukas 23, vers 39. Nou, ons almal ken die verhaal van die kruisiging van Jesus. Nou, vanmôre wil ek met jou praat oor 11de uur. As ons praat van 11de uur, dan praat ons gewoonlik van iemand het 'n laaste kans gekry. Dit beteken, aan die einde van sy lewe, het hy nog 'n kans gekry toe hy eintlik, kan ons maar sê, in die laaste tree van sy lewe was. Het daar 'n kans sy pad langs gekom wat die Here toegelaat het. En die groot vraag is, gaan die Here vir elke mens 'n 11de uur gee? Is elkeen van ons wat hier sit vanmôre so bevoorreg dat die Here vir ons 'n laaste kans sal gee, net voor ons sterwe, of aan die einde van ons tyd, of wat ook al. Nou, kom ons praat bietjie vanmôre rondom dit. Ek lees vir jou vanmôre vers 39 tot by 43. Hy sê, een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het Jesus gesmaad, gespot en gesê, as U die Christus is, verlos U self en vir ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons regverdiglik, want ons ontvang net die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer U in U koninkryk kom. Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nou hier speel 'n verhaal af. Dis amper soos kameras wat gefokus is op 'n middelpunt. Wanneer 'n mens kyk na die rugby, as jy gister rugby gekyk het, of die Saterdag wat kom, want die Springbokke teen die All Blacks speel, en so by the way, die Springbokke sal moet uithaal en wys. Want hierdie ouens is nogal goed hoor. Hulle wat hier is baie goed, die All Blacks. Maar in elk geval, wat dit vir werd is, daar is kameras oral rondom daai veld. En daar is iemand wat die leiding neem en besluit waar die kamera moet afneem en wat gedoen moet word en wat uitgesaai gaan word. En hierdie direkteur of hierdie ou wat in beheer van die kameras is, hy saai dan die stukke uit soos dit moet wees en daarom skuif die kamera, dan sit in die middel daar waar die geveg is en waar hulle besig is om met mekaar te stoei oor die bal en hulle is besig om te hardloop en te duik en te rol en al hierdie goed en te skrim en al hierdie goeders en dan skielik dan spring hy weg en dan wys hy ou mannetjie daar op die verhoog hoe hy staan en skree en hy beduie met die vuis en hy is kwaad vir die reg vir die ou wat daar op die veld is, die ref, en hy beduie en hy gaan te kere en dan vat hulle hom daar weg en dan sien jy die klein kindertjies wat daar staan en hulle het die plakate en hulle waai die plakkaat, blou bulle bo, die blou bil eet nie van die grond af nie en so skuif die kamera heen en weer. Maar elke keer wanneer hy wegspring, kom hy weer terug na die middelpunt toe. Hy bly nie daar tussen die skare nie. Want jy sien, die belangrikste is wie wen op die veld. Dis nie wie kom kyk het nie, ja, hulle is belangrik, die skare is belangrik, maar die wen of verloor, dis wat die spel maak. En dis die kern.
En daai ou wat dan in beheer is van al hierdie dinge, hy moet kyk dat die kameras op die regte plek afneem en al hierdie goeders, en net so kind van die Here met die kruisiging van Jesus is die belangrikste gebeurtenis op aarde wat nog ooit gebeur het. Die kruisiging van Jesus. Die genadewerk aan die kruis. En daarom is dit die middelpunt van God se kamera wat hy gedurig hou, en as ons na hierdie verhaal kyk, dan sien ons na hierdie kruisiging is die middelkern van hierdie verhaal is die persoon wat aan die kruis tussen die twee rowers sterf, en hy word Jesus genoem, die lam van God, die seun van God, die een wat gekom het om die mens van hulle sonde te verlos. Maar rondom hom speel daar baie gebeure af. Aan die een kant is dit die Romeinse soldate wat hom dwing en hom dryf om by die kruis op die heuwel van Golgotha uit te kom, sodat hulle hom kan vasnaal aan die kruis, en hulle loop met hom, hulle het nie genade nie, daar is honderde wat gekruisig moes word, dis seker nie net hy en die twee rondom hom nie, Jesus en die twee misdadigers nie, daar was 'n aantal mense, wat op een dag het hulle sommer tientalle gekruisig. Maar, dit was die verskriklikste dood wat 'n mens ooit kon sterf. So die kern van die verhaal sê baie dinge. Die kern van die dood van een mens, die verlosser, is die middelpunt van God se kamera. Maar rondom hierdie kamera, wanneer hy weg swaai, en hy swaai na die soldate, dan lees ons verder, waar hulle sê, en die soldate het hom gespot. Die soldate sê, as u die koning is van die Jode, sê dan of doen iets en kom dan van die kruis af en bewys u self. Aan die ander kant kom dit weer terug na Jesus toe, en wanneer hy van die soldate af weggaan en die kamera is op Christus gerig, dan hoor ons hoe roep hy uit en hy sê, Vader, vergeef hulle weet nie wat hulle doen nie. As die kamera na die ander kant toe skuif, dan sê die Bybel, en die mense wat daar verbyloop, het almal uitgeroep en gesê, homself kan hy nie verlos nie, ander het hy verlos. As hy ander verlos, hoekom verlos hy homself nie van die kruis af? En hier vind ons, rondom die kruis, is daar baie bespotting, daar's baie veragtinge, en bokant sy hoof, van die persoon wat aan die kruis as redder sterf, word sy aanklag neergeskryf. Daar word geskryf, Pilatus laat 'n bord vorm, en hy skryf in Grieks en in Hebreëus, en hy skryf in Romeins, skryf hy hierdie persoon se rede, hoekom hy veroordeel is. En as ons kyk na die rede van veroordeling, dan bring dit ons weer na die middel, waar die kamera in die middel op hom vestig, op Christus die verlosser, en dan lees ons wat hy skryf daar, hy skrywe, hy is die koning van die Jode. Jesus, hy, sê Pilatus, is die koning van die Jode. Hoekom hy dit geskryf het, daar kan baie redes wees. Een van die redes kon wees, omdat hy so magteloos gevoel het, toe hy Jesus wou vrylaat, en toe hy vir hulle sê, maar ek kry geen skuld in hierdie man nie. Toe sê hulle sê, jy is nie die vriend van die keiser nie. So asof die Joodse rabbies en die Joodse Sanhedrin, die godsdienstige raad van die Jode, nou eintlik bevriend met die keiser was. Maar hulle kry vir Pilatus in die hande, en hulle druk hom in 'n hoek, en hulle sê, as jy hom nie kruisig nie, is jy nie 'n vriend van die keiser nie, en daarom dadelik skrik Pilatus so groot, want as hulle gaan en vir die keiser gaan sê, dat hy teen die keiser is, dan sou hy dadelik of sterwe, of hy sou geonthef word, op watter manier sou hy hom heeltemal verban het, en daarom sit hy met hierdie probleem, hy moet die regte besluit neem vir sy toekoms. Nou kom hy aan die einde, en hy sê, ek sal hulle terugkry. Hulle wil hom nie erken vir Jesus as die koning van die Jode nie. Maar ek gaan vir hulle neerskryf, dis die rede.
Omdat hy die Jodese koning is, word hy gekruisig, want hy is in opstand teen die keiser. Hy staan regstreeks teenoor die keiser. En die Jode is so verslaan dat hulle later kom en sê, maar jy moet nie sê hy is die koning van die Jode nie. Jy moet net sê hy is die koning van die Jode. En nou sien ons hier wat ek net nou gesê het, terwyl die kamera verskuif na die soldate toe, hoor ons hulle roep en hulle sê, as u die koning is, verlos dan u self. As u die Jodese koning is, verlos u self. Mens, hulle weet nie met wie praat hulle nie. Hulle dink hulle praat met die koning van die Jode. Hulle dink hulle praat met iemand, maar sommer wat homself gelykstel met die keiser. Hulle dink hy's maar dalk net 'n koning, maar eintlik is hy meer as dit, kerk van die Here. As jy regtig in God se spotlight in die Here se kamera gaan kyk, dan sal jy vanmôre sien Johannes 1 vers 1. Hy sê in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. En dan sê hy, en alle dinge het deur hom ontstaan. En sonder hom het niks ontstaan van wat ontstaan het nie. Met ander woorde, hy het alles geskape. Hulle was nie hier te doen met die koning van die Jode nie. Hulle was hier te doen met die God van die heelal. Was hier te doen met die Seun van die Almagtige. Hulle was hier te doen met hom wat alles gemaak het en alles geskaap het, wat in beheer van alles is. En hulle herken hom nie. Hulle weet nie met wie praat hulle nie. As die Romeinse soldate tog maar net geweet het. As hulle tog maar net kon insien, dat hierdie man aan die kruis, is nie 'n gewone landsburger nie. Hierdie man is nie 'n gewone mens, wat maar net op aarde, soos ek en jy, met sonde sukkel nie, maar hy is die enige verlosser van God, wat na hierdie aarde gekom het, om die mens van hulle sonde te verlos. So mense, as ons na hierdie verhaaltjie kyk, wat ons nou gelees het, dan is die hoofdoel van die kamera van die Here, om hom op te Christus, die verlosser, die redder van die mensdom, sodat hy vir ons kan sê, die Bybel vir ons leer, en die Heilige Gees, want dan die trooster is hy wat die kamera reguleer, dat hy vir ons kan sê, julle is gelukkig, God het vir julle 'n verlossingsplan bewerkstellig. En tog, lyk dit vandag nog net so, soos wat dit gelyk het in daai dae, of in daai dag voor die kruis, waar mense opgekyk het en gespot het, lyk dit vandag nog net so. Mense bespot vandag nog net so die Here Jesus en die Christelike kerk. Mense wil vandag nog steeds op een of ander manier bewys, hy was nie die Seun van God nie. Hy was nie die Messias nie. Mense wil vandag nog daarmee stry en daarteer te kere gaan en mekaar verkleineer en met verskillende godsdienste te mekaar in opstand bring en sê, een sê hy was 'n profeet, maar net een van die profete, ander sê nee, hy was maar 'n goeie ou, Jesus was maar net iemand op aarde, hy het maar net hier geleef, Josephus was die een wat die geskiedenis van Israel skrywe, hy sê daar was 'n man, wie se naam Jesus was. Liewe mens, vir baie was hy maar net iemand. Maar die waarheid is, hy was die verlosser van die mensdom. En nou terwyl hy aan die kruis hang, kom ons by die 11de uur, is daar 2 persone, 2 rowers, 2 misdadigers. Daar kon baie ander kruise gewees het, die Bybel praat nie daarvan nie. So ek net nou gesê, daar kon tientalle mense gekruisig word, hulle het soms op een dag 200 mense gekruisig. Dit was nie vir die Romeine 'n probleem nie. Maar wat die Bybel sê was net, hy praat net van 3. Hy sê daar was Christus in die middel en 2 rowers aan weerskante. Die 2 aan weerskante van die verlosser het al 2 dieselfde pad geloop. Hulle was pelle. Hulle het iewerster dalk 'n roof gepleeg, moord gepleeg, misdaad gepleeg. Vandag se dae sal ons sê hulle was misdadigers op die hoogste vlak. Hierdie ons het moord gepleeg en al hierdie goeters en nou is hierdie rowers aan weerskante. Hulle verduur dieselfde pyn.
Hulle is al twee gekruisig, net soos Jesus. Hulle hang daar en hulle is besig om al swakker te word en die pyn is ondraaglik en hulle kan dit nie meer hanteer nie en hulle weet nie hoe om dit te hanteer nie. Maar terwyl hulle daar hang, is nogal interessant, is daar in hulle gebroke praat, omdat hulle sukkel om asem te kry, praat hulle met mekaar, en die een wat aan die een kant is hang, hy roep uit en hy sê, en hy spot saam met die mense, hy word aangehits, selfs in sy 11de uur, is hy besig om te spot, en uit te roep op sy sterfbed, roep hy uit en hy sê, as jy die seun van God is, hoekom haal jy jou nie van die kruis af nie, en hy spot met Jesus. Daar's baie mense wat op die einde van hulle dae nooit by God uitkom. Daar's baie mense wat dieselfde pad loop as wat hierdie rower geloop het. Hy het alles gesien. Hy het gehoor. Hy het Jesus gehoor bid. Hy het gehoor hoe hy sê, Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Wie sal iemand vryspreek wat slegte dinge aan jou doen so maklik? Maar die Seun van God is besig om die mens te vergewe en te sê, hulle weet nie wat hulle doen nie. En hierdie man hoor dit alles, maar dit maak geen indruk op sy lewe nie. Aan die ander kant is daar 'n fluisterstem. En hy bring die mooiste bekeringsboodskap en bekeringswyse wat iemand op bekering kon kom wat die Bybel van praat. Dis die mooiste bekering wat ek en jy kan aandink en wat ek nog in my lewe gesien het. 'n Man by sy laaste minute, sy laaste uur of 2 of 3 wat hy voor hy gaan sterwe. En hy hang aan die kruis. En hy's besig om die verskriklikste pyn deur te gaan. Maar dan sê die Bybel, hy praat met hierdie ander man, hierdie vriend van hom. En hy sê, luister my pel, laat ek vir jou iets sê met 'n fluisterstemmetjie, sê hy. Hy sê, hierdie man verdien nie om dood te gaan soos ek en jy nie. Ons is rowers, ons is moordenaars. Ek ken jou, jy's my vriend. Ons verdien wat ons nou ontvang hierso. Ons verdien die straf. Ons verdien dit alles. Maar hierdie man verdien dit nie. En dan kom sy eerste punt, wanneer die kamera volkom op hom is, sy eerste punt van bekering. Hy sê die volgende, dink aan my. Net hierdie sinnetjie. Dink aan my. Here, onthou my. Onthou my. Dink aan my. En dan die tweede een is net so mooi, die woordjie wat hy gebruik. Hy sê, dink aan my Here. Wie het vir hom gesê, Christus is Here? Wie het vir hom gesê, hy is die Almagtige? Wie het vir hom gesê, hy is God? Hy is Here, hy is die verlosser. Wie het vir hierdie rower gesê, wat niks met God te doen wou gehad het nie. Hy het al die verkeerde dinge gedoen, maar die Here het iewers in sy hart, het iets gebeur, dat hy hierdie man wat in die kruishout hang, sien as Here, en hy spreek hom aan as Here, en hy sê vir hom, luister, dink tog aan my, Here, dink aan my. Hy herken hom as Here. Jy kan nie tot bekering kom voor jy nie Christus as jou Here aanvaar nie. Jy kan nie tot bekering kom voor jy nie bely het hy is Here van jou lewe nie. Jesus het eenmaal gesê, julle kan nie God en mammon dien nie. Jy moet besluit wie jy wil dien. Wil jy God dien of wil jy die bose dien? Wil jy God dien of wil jy die wêreld dien? Wil jy God dien of wil jy in die sondepraktyke van die wêreld voortleef? Jy moet jou keuse maak. En kerk van die Here, hierdie was 'n besonderse 11de uur wat hierdie persoon gekry het om 'n laaste kans te kry voor hy sterwe, om Jesus aan te neem as verlosser. Dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. Ek weet u het 'n koninkryk, Here. Ek weet u is die God van die hemel. U koninkryk is nie van hierdie aarde nie. Ek weet dit, en daarom dink tog aan my. Dit is so belangrik dat ons die uitspraak of die woorde van hierdie man sal navolg en kyk.
wat hy hier sê. As jy dit nie vanmôre kan sê nie, as jy nie vanmôre al uitgeroep het in jou lewe iewers en gesê het, Here, dink aan my, wees my arme sondaar genadig nie, het jy nog nooit tot bekering gekom. Dan is jy vanmôre soos die ander rower aan die ander kant. Wanneer almal goed praat, gaan jy ook goed praat, maar wanneer almal begin sleg praat, dan begin jy ook met hom spot en met die godsdienst spot en met die toewyding spot en met die heerlikheid van die Here spot en jy begin om die kerk sleg te sê en jy begin om die werk van die Here af te takel, want jy sien, jou hart is daar waar jou skat is. En as jou skat by die verkeerde kant is jou hart ook daar. En dit is die verskil tussen hierdie twee persone. Die een het tot die einde, en die Bybel sê nie, hy het ooit weer tot bekering gekom voor hy dood is nie. Maar op daai stadium getuig sy woorde van wat in sy hart aangaan. Hy is nie 'n kind van God nie. Aan die ander kant is die ander rower. Die rower wat uitroep en sê, wees my genadig. Die rower wat sê, Here, dink aan my. Wanneer U in die koninkryk kom, dink tog aan daai ou slegte man op die kruis, dink aan daai rower, dink aan daai misdadiger, Here, wees my genadig, is eintlik wat hy sê, gee vir my genade, wanneer U in die koninkryk kom. En die antwoord wat Jesus gee, is seker die mooiste antwoord wat iemand op sy sterfbed kan hoor. Hy sê, Voorwaar, ek sê vir jou, vandag gaan jy met my in die paradys wees. Wow. Wat is mooier vir 'n sterwende siel as om te hoor, vandag gaan jy by Jesus in die hemel wees. As jy jou asem uitblaas, gaan jy jou oë aan die ander kant in Christus se koninkryk oopmaak. Dis waarvoor ons lewe, julle. Dis waaroor ons hier is vanmôre. Dis waaroor ons die woord van die Here luister. Dis hoekom ons ingeskakel is op hierdie diens. Dis hoekom ons vanmôre wil hoor wat die woord vir ons leer, want jy sien, ons wil ook daai woord in ons hart, die versekering dra, dat ons 'n ewigheid het saam met God. Geen mens wil sterwe sonder die Here nie. En tog weet ons hoe jy op aarde lewe gaan bepaal waar jy die ewigheid gaan deurbring. As jy nie op aarde in sonde en ellende en ver van die Here af leef en spottend en hoonend in Christus na Christus verwys en jy lewe nie 'n lewe van oorvloed en toegewy aan die Here nie, dan gaan jy jou ewigheid nie by Christus deurbring nie. Ek dink die Here groot wonderwerke wat ek die afgelope paar weke gehoor het. Ek dink aan Mandy, julle ken almal vir Mandy. Sy het my nou dag 'n boodskap gestuur en gesê, "U waar ek is goed en lekker by my seun, maar ek wil so graag by julle terug wees daar in Dominion by Saailand bedieninge." Sy sê, "Maar ons weet nie wat die Here se plan is nie." En toe gaan sy en sy sê die volgende, dit was vir my so mooi. Sy sê vir my, "Ek het hier gekom en my seun en sy skoonma het albei hulle harte aan die Here gegee." Wow. Dis nie sy nie. Moenie die kamera na haar toe vat nie. Hou dit op Jesus. Want jy sien, hy het dan net daai kant toe gestuur. Dinge moes gebeur dat sy daar uitkom. Daar moes iets gebeur en die Here het dit toegelaat dat seker goed moes gebeur sodat sy daar kon uitkom. Maar toe vandat sy daar is, het daar 'n geestelike ontwaking in sy hart en in sy skoonma se hart gekom, en op hierdie stadium is hy besig om voor te berei, hy leer teologie, binne in 'n maand se tyd, het hy ingeskryf in teologie. Wow, julle, as dit nie verandering in die hart is nie, weet ek nie wat is verandering nie. Ek dink aan 'n ander seun iemand wat hier
in die gemeente is en hulle seun het 'n probleem gehad en ons bring hom hiernatoe en ons bid saam en laai hom aan die Here op. En in hierdie week kry ons die wonderlike nuus. Hy het sy gesin na die huis van die Here gevat, na die plek van gebed. En hulle is vol in die kerk en hulle dien die Here en hulle is besig en vriende daar ontmoet en hierdie vriende help hulle en tel hulle geestelik op en hulle is deel van 'n gemeente en ons sê Here, dis net U wat dit kan doen, nie 'n mens nie. Ons het half opgegee en gesê ons weet nie. Maar jy sien, God verander nooit. By die Here is alle dinge moontlik. Maar nou kom ons terug en wil ek afsluit my laaste gedagte wil ek vir jou vanmôre sê in Johannes 6 vers 44, die volgende paar verse gaan ek net so hier en daar vir jou noem en jy kan maar by die huis gaan kyk. Johannes 6 vers 44 sê Jesus, hy sê geen mens kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het hom nie trek nie. Hy sê dan sal ek hom opwek in die laaste dag. So jy kan nie na God toe kom as die Vader jou nie trek nie. Die Heilige Gees moet jou trek. En dis hoekom dit so gevaarlik is om te sê, ek sal my bekeer wanneer ek reg is vir dit. Ek is nog te jonk vir dit, of ek is nog te gesond, of ek is nog te aan die gang. Ag nee, daar's nog 10 jaar, 20 jaar, 50 jaar, 80 jaar oor. Ek kan nog jare sonder die Here lewe. Ek wil vanmôre vir jou sê, as die Gees van die Here jou nie trek nie, sal jy nie gered word nie. So as hy jou trek, moet jy luister. As jy in 'n diens soos hier, hoe trek die Here 'n mens, Laurens? Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy in 'n diens soos hierdie sit, en jy is vanmôre veroordeel, en die Here het miskien in 'n sinnetjie vanmôre vir jou iets gesê, wat jy hiervandaan wegvat, en sê, wow, ek het dit nog nooit gehoor nie. Dan het God jou vanmôre getrek, deur sy woord. Dan het hy jou vanmôre getrek deur die prediking. Dan het hy jou vanmôre getrek deur dit wat jy gehoor het vanmôre. Jy moes hier wees, jy moes inskakel om vanmôre te hoor wat die Heilige Gees vir jou sê om jou na hom toe te trek. Die volgende vers. Moet ons wag tot die 11de uur toe, kry almal 'n 11de uur. Jesaja 55 vers 6 sê die volgende. Jesaja 55 vers 6. Hy sê, soek die Here terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat. Die kwaaddoener sy gedagtes. Laat hy hom tot die Here bekeer. Dan sal die Here hom barmhartig wees. Laat hy tot ons God roep, want hy vergeef menigvuldiglik. My gedagtes is nie julle gedagtes nie, my wee nie, julle wee nie, sê die Here. So wat sê hy hier? Soek die Here terwyl hy te vind is. Daar's 'n deel wat ek en jy moet doen. Die Heilige Gees trek ons. Maar dan moet ons begin soek. Dan moet ons begin soek in God se genade. Dan moet ons hom aanroep terwyl hy naby is. Dis wat hy hier sê, terwyl hy nog te vind is, daar kom 'n dag wanneer hy dalk so ver van jou af is, dat jy hom nie kan hoor nie, of jy so ver van hom af, dat jy hom nie kan hoor nie, en daardie dag is vir jou moeilik om by God uit te kom. Dis soos hierdie rower aan die kruis, hy was so ver van die Here af, al was hy langs hom op die kruis, en die kruis net langs aan, was hy so verwyder van Christus af, dat hy nie kans gekry het om sy lewe met God reg te maak nie. Soek hom, terwyl hy nog te vind is. Ek en jy, die mens, moet soek na God se genade. En tweedens, roep hom aan terwyl hy naby is, kerk van die Here. Daar's 'n ou liedjie wat ons sing, wat ons altyd sê, wanneer Jesus verbykom, raak die kleed, die soem van sy kleed aan. As Jesus vanmôre in hierdie gebou is, behoort ons vanmôre om aan te roep, terwyl hy naby is. Hy is so naby jou. As sy woord vanmôre uitgaan, is hy hier. Glo jy hy is hier vanmôre?
Het jy gehoor wat Jesus sê? Hy sê, wat 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in julle midde. Wat 2 of 3 saamkom, om die naam van die Here groot te maak, sê Jesus, daar gaan hy in ons midde wees. En ons is vanmôre meer as 2 of 3 wat hier by mekaar is. So ons kan vanmôre met sekerheid sê, Jesus is hier. Mense het baie keer die uitdrukking, en ek dink is heeltemal verkeerd volgens my siening, as hulle in die Bybel het anders bewys dit reg, maar mense sê gewoonlik, sê hulle vir ons, hulle sê, weet jy, die Here was nou nie vandag in die kerk nie. Hoe kan jy dit sê? Omdat jy hom nie beleef het nie, is nie te sê ek het hom nie beleef nie. Omdat vir jou gevoel het, hy's nie hier nie, is nie te sê ek het nie gevoel hy's hier nie. En wat ek en jy nie voel hy's hier nie, is nie te sê hy is nie hier nie. Hy het dan beloof en hy het dan gesê, wat 2 of 3 in my naam by mekaar kom, is ek in hulle midde. Sal die Here dan leuns vertel? Nee, hy is die God sonder sonde. Hy het niks met sonde te doen. Hy gaan nie vir jou 'n ding vertel en dit gaan nie so wees nie. Soos hy gesê het, ek gaan by julle wees, wat 2 of 3 by mekaar kom, dan is dit so dat selfs jy en jou vrou, waar julle by mekaar kom en julle aandgebed doen, is hy in julle midde. Hy is vanmôre ook hier. Roep hom aan, terwyl hy naby is. Laat die goddelose van sy weg afgaan. En die kwaaddoener sy gedagtes regkry. Laat hy hom tot die Here bekeer. En dan, Jesaja 1 vers 18, wat net so mooi en net so wonderlik is. Jesaja 1:18 sê hy, kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde so skarlakenkolle, dit sal wit word so sneeu. Al was dit so rooi soos purper, skarlakenrooi, dit sal word soos wol. En hierdie versie sê hy, kom nou. Hy sê nie kom eendag by jou 11de uur nie. Hy sê kom nou, sê die Here. Laat ons die saak uitmaak. Hy praat van nou, hierdie oomblik. Wanneer jy die woord van die Here hoor, wanneer God met jou praat, wanneer die Here, wat hy hier vir ons noem, hy sê, laat kom nou, sê die Here, laat ons die saak uitmaak. Wie praat hier? Die Here praat hier. En hy sê, kom, laat ons die saak uitmaak. Hy praat met die volk, hy praat met almal daar. Hy sê, kom, ons maak die saak uit. Ek praat nou met julle, kerk van die Here. As jy in 'n diens soos hierdie sit, en jy luister na God se woord, en iemand sê, so sê die Here, en ons lees in sy woord dit, dan praat hy met jou. Al praat die prediker, God praat deur hom met jou. Kan die Here so praat? Ja. Onthou jy hy deur die donkie gepraat? Hy kan tot 'n donkie laat praat. Hy kan enigiets laat praat. Die Here laat die klippe praat. Hy sê as julle stil bly, gaan die klippe uitroep. Ons al so baie gesien, dan ry jy by Mynhof verby, dan staan daar, Maranatha, Jesus kom weer. Die klippe roep uit. As ons na dit kyk, wat sê die Here? Hy sê, kom nou, sê die Here, laat ons die saak uitmaak. So hy praat met ons, en hierdie uur praat hy met ons, terwyl jy luister na God se woord, en watter diens ook al, onder watter prediker, maak nie saak nie, as hy die waarheid preek, dan praat God met jou. Dis net as ons leuns praat, en leuns spreek, dan is dit nie van die Here af. Dan praat hy nie met ons nie. Dis hoekom ons die waarheid reg moet sny. Kom nou, dat ons die saak uitmaak. Johannes 12, vers 47 en 48 sê hy, nie ek, die mens wat na my luister, sal hom oordeel in die laaste dag nie. Hy sê, maar die woord wat ek gepraat het, sal hom oordeel in die laaste dag. In die laaste wittroon oordeel, wanneer die sondaars voor God verskyn, nou dag in die Bybelstudie dit ook genoem, Openbaring 20, praat hy van, en hy sê, die boeke is geopen. Hierdie Bybel het 66 boeke, wat hierin geskryf staan. En dit verteenwoordig, soos ons laas gepreek het, God se woord aan die mens. In hierdie Bybel staan geskrywe hoe ons moet lewe, hoe ons moet dink en wat ons moet doen. En as ons nie daar vir ons lewe nie, dan sal hierdie Bybel eendag vir of teen ons getuig, hoe ons lewe voor God gehou het. Kerk van die Here, ons moet sy woorde in ons harte bære, dat ons nie teen hom sal sondig nie.
Ons vra die vraag dan vanmôre, kan ons almal wag vir 'n 11de uur? Kan ons almal wag tot ons eers by die dood kom, voor ons 'n besluit neem? Nee, ons durf dit nie doen nie. Kom nou, sê die Here, nou is die tyd wat God met jou praat. Jy weet nie of jy in die eindtyd 'n kans gaan kry nie. Want jy sien, ons kan nie ons eie besluite neem en ons eie voorwaardes in terme aan God stel, van wanneer ek sal besluit, ek die Here wil dien nie. Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê Paulus die volgende. Hy sê uit genade is julle gered deur die geloof. Dis nie uit julleself nie. Hy sê dis 'n gawe van God, nie uit julle werke nie, sodat niemand kan roem nie. Met ander woorde, wat sê hy hier? Hy sê julle word deur God se genade gered. As dit genade is dit nie verdienste nie. Dan kan jy nie vir die Here sê, Here, U moet my sonde vergewe, U moet my red, U moet my verlos nie. Jy kan my net kom en sê, Here, deur U genade, wees my genadig. Dink aan my, Here, dink aan my as U in die koninkryk kom. Dink aan my, arme sondaar, wees my arme sondaar genadig. Ons kan net na hom toe gaan en vra vir genade en hy red nie uit ons werke nie, maar uit genade. As jy gedink het, jy gaan die hemel verdien deur wat jy doen, wil ek nou al vir jou sê, jy dink verkeerd. Daar's geen mens wat hemel toe gaan omdat hy goed gedoen het. Want jy sien, Paulus sê, wanneer ek die goeie doen, dan staan die kwade voor my. Hy sê, ek moet altyd so versigtig wees. Ek moet net onder God se genade bly dat die Here my help, dat ek nie struikel en val nie. Want as ek my kry, dan is die versoeking daar en hy probeer my versoek en my weglei van die Here af. Maar kerk van die Here, dis wat hy hier sê. Hy sê, deur genade word julle gered. Ja, 'n mens moet die vrug van die bekering dra. Ja, 'n mens moet wys dat jy kind van God is deur jou werke. Hoe jy leef en wat jy doen. Maar dit red jou nie. Wat jou red, is die genade van God. Enigste redding wat daar is. Dan wil ek afsluit. In die volgende versie, Prediker 12, vers 1. En hier praat God nogal met die bejaardes, die ouens wat nou al ouer as 50 is. Hier by die 60 kom, dan is jy nou bejaarde. Maar kom ons kyk net so 'n bietjie. Wat sê hy van 'n 11de uur? Baie ouens sê, ag, as ek die dag oud is, dan sal ek die Here dien. Nou as ek jonk is, nee, julle, ek is jonk en ek is besig en ek is gesond en ek is vol vreugde en vrede en ek geniet die lewe en ek geniet my vriende en ek geniet alles en ons jol saam en ons kuier saam, doen al die goed saam. Maar hoor wat sê die Bybel vir ons hier in wat in Prediker 12 en ek wil net gou vir julle daai een lees, 12 vers 1, nee, wat ek sê, ja. 12 vers 1. Hy sê, dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid. Hou op om te sê, ek sal as ek oud word, die Here dien. Hierdie ou sê, wanneer jy jonk is, begin God dien. Dink aan jou Skepper, soek jou Skepper. Roep hom aan, lewe vir hom. Begin jou lewe toewy aan hom. Dan gaan hy verder. Hy sê, in die dae van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dae kom en die jare aanbreek, die ou mens jare, waarvan jy sal sê, ek het nie meer 'n behaag daarin nie. Ek kan nie nou die Here meer dien nie. En ek wil vir jou sê, die ergste vir my was, die moeilikste is om 'n bejaarde ou mens na die Here toe te lei. Want al wat hy sê is, ag, ek ken die Here. Maar hy kom nooit eens in die kerk nie, hy bid nooit nie, hy lees nooit Bybel nie, hy dien eers die Here nie, sy dien eers die Here nie. Dis moeilik om op jou ou dag 'n verskywing te maak. Het julle gehoor, 'n ou hond leer nie nuwe triks aan nie? Jy daai uitdrukking gehoor? Soms lyk dit so. Dit lyk as mense oud geword het, sukkel hulle om by die Here uit te kom.
En dis hoekom dit so noodsaaklik is, terwyl jy jonk is en gesond is en vol vrede en geluk en suiwer hart het en vol is van spiere en opgewondenheid en vrolikheid en energie, is dit nodig om die Here te dien met alles wat in jou is. Want as jy dit uitstel aan die einde van jou lewe, kan dit moeilik raak in die dae waar jy sê, ek het nie meer 'n behaag daarin nie. Dit is so belangrik. En ek vanmôre vir jou sê, dank God vir 'n 11de uur vir sommige mense. As hierdie rower dit nie aangegryp het nie, was hy vir ewig verlore, net soos sy vriend. Maar baie mense kry nie 'n 11de uur nie. Baie mense word weggeneem sonder om Jesus aan te neem. Baie mense maak nie gebruik van hierdie 11de uur nie. Baie mense kom nie op die punt wat hy regtig uitroep en sê, Here, dink aan my. Dink aan my, want ek hierdie ewigheid ingaan. Dis die belangrikste kerk van die Here, dat jy kan weet, hy wag vir jou aan die ander kant. Ons het dit al baie gesê en ek wil dit weer benadruk vanmôre. Onthou julle toe hulle Filippus gestenig het? Terwyl hom met klippe doodgooi, toe kyk hy op in die hemel, hy sê, ek sien die hemele geopen. Hy sê, ek sien Jesus staan aan die regterkant van die Vader, en hy sê, Here Jesus, ontvang my gees. En hy sterf. Wow, dis die mooiste dood wat jy kan kry. Dis die wonderlikste manier om te sterwe. Mag dit vir elkeen van my en van julle beskore wees, dat wanneer ons aan die einde van ons lewe kom en is ons beurt om te gaan, dat ons kan sê, ek sien die hemel geopen, ek sien Jesus aan die regterkant van die Vader, en dat ons sal uitroep, sê, Here, in u hande gee ek my gees oor. En jy sterf. Die wonderlikste. Hierdie rower het presies dieselfde ondervinding gehad. Hy het Jesus langs hom gesien, en hy het gehoor hoe die redder sê, hoe ons Here vir hom sê, vandag vriend, is jy verseker om by my in die paradys te wees. Vandag is daar vir jou plekkie in die hemel voorberei. Vandag, selfs hier aan die kruis, het jy 'n laaste kans gekry. Selfs hier aan die kruis is daar genade vir jou. Het ek vir jou die prys betaal sodat jy gered kan word. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Is jy verseker vanmôre van 'n plekkie in die paradys? As jy vanmôre seker, jou naam is in die hemel opgeskryf. Is jy seker, jy het al jou saak met God reggemaak? Het jy al 'n besluit geneem? Het jy al gesê, Here, dink aan my. Dink aan my, Here. Wanneer u daar in die hemel na my kyk, dink aan my. Kom ons buig ons hoofde. Kom ons gaan in gebed. Ek wil vanmôre vir elkeen bid in hierdie gebou. Jy sit hier en jy is dalk nie seker of jou saak met God reg is. Jy wag dalk nog, jy wat vanmôre luister vir die uitsending, na ons uitsending. Jy dink dalk nog by jouself, ek sal later wanneer ek ouer is, weer daaraan dink. Net nie vandag nie. Ek sal later my tot die Here bekeer. Vir jou wil ek vanmôre sê, jy weet nie of jy môre gaan sien nie. Jy weet nie of jy vandag by die huis gaan kom, as jy van hierdie kerkgebou af wegry nie. Jy weet nie of jy môreoggend gaan opstaan nie, en of jy deur die nag met 'n hartaanval of een of ander siekte kondisie gaan sterwe nie. Die vraag vanmôre is, wil jy nie vanmôre ook uitroep en sê, dink tog aan my, Here. Dink tog vanmôre aan my. Sien my raak. Wil jy nie vanmôre maar 'n besluit neem en sê, Lourens, ek het vanmôre die woord van die Here gehoor.
Die Heilige Gees het my gepraat en my getrek. Ek wil vanmôre 'n besluit maak in my lewe. Ek gaan vra. As jy wil hê ek moet vir jou bid en jy wil met my gebed ingesluit wees, en die Here het vanmôre deur sy Gees jou getrek, en jy weet vanmôre jou saak met God is nie reg nie, en jy wil vanmôre besluit neem, en sê dink aan my, bid vir my Lourens, dat die Here aan my dink. Terwyl niemand rondkyk nie, steek jou hand op en sê vir my, ek is een. Dankie, 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 oral gaan hande op, dankie, dankie, julle kan maar weer sak, dankie. Is dalk 'n laaste een? Een wat nog oorweeg en nog besluit, daar gaan nog 'n hand op. Dank die Here. Dank die Here. Kom ons bid vir hulle wat die hande opgesteek het. Hemelvader, soveel hande het vanmôre opgegaan. Soveel mense het hierdie geleentheid gebruik. Het uitgeroep en gesê, dink aan my Here. Terwyl U my getrek het deur die Heilige Gees, laat daar vandag verandering in my lewe kom. Ek bid vir die redding van elkeen se siel. Ek bid vanmôre vir die vergifnis van hulle sondes. Ek bid vanmôre, Here, dat U hulle sal reinig deur die kosbare bloed van Jesus, en hulle van hierdie dag af die verandering en die wedergeboorte sal ervaar en sal sien wat die Here in hulle lewe doen. Dankie, Here, dat hulle bereid was om vanmôre te luister na die trekking en die spreuke van die Here in hulle lewe. Dankie dat hierdie woord vanmôre tot hulle harte gespreek het. En ek seën hulle vanmôre en ek dank U vanmôre vir genade, verlossing en krag. Here, word verheerlik in almal van hulle se lewens. Ons bid dit in Jesus naam.